Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Nou Max Lucado skryf in sy boek You Are Never Alone, Trust in the Miracles of God's Presence and Power oor Bill Irwin. Nou Bill Irwin was nie die eerste persoon wat die Appalachian route gestap het nie, en hy is ook nie die enigste persoon wat die 2100 myl route van Springer Mountain af tot by Mount Kahadin gevolg het in die sneeu en die hitte en op die grond geslaap het en strome geoorkruis het en die bitterkoue oorleef het nie. Bill Irwin was nie die eerste of die enigste een nie, maar hy was die enigste een wat dit blind aangepak het. In 1990 was hy 50 jaar oud en hy het hierdie roete aangepak as 'n toegewyde Christen en as 'n alkoholis op sy pad na herstel. Sonder 'n kaart, sonder 'n GPS of 'n kompas, net met 2 Korintiërs 5 vers 7 as sy lese en sy getroue Duitse herdershond aan sy sy, reken hy het omtrent 5000 keer geval. Hy het gestoei deur hipotermie met gekraakte ribbes en nerf af hande en knieë. Maar hy het dit gedoen. Hy het hierdie roete gevolg deur geloof en nie deur sig nie, en hy het dit reg gekry. Vandag, liewe gelowige, doen ek en jy dieselfde. Miskien nie soos oom Rudy wat in Lesotho gaan stap in die markie van die winter nie, en ook nie die Appalachian roete nie, want ons is dapper en nie dom nie, maar die roete van die lewe, 'n roete wat langer en steiler kan wees. Dis 'n roete van gebede rig en gebede wat beantwoord word. Dis 'n roete tussen toetse en feesvieringe, dis 'n roete tussen gebuigde knieë en geligte hande. Dis 'n roete tussen trane van hartseer en trane van vreugde, tussen help my Here en dankie Here. So skryf Max Lucado. Mens sou kon sê, dis 'n wonderwerk dat Bill Irwin hierdie reg gekry het. Of 'n mens sou kon sê, dis genade. Of 'n mens sou kon sê, dis 'n kwessie van geloof. Nou ons skrif kom vanoggend uit Markus 10. Lees saam met my van vers 46 tot 52. En hulle het in Jerigo aangekom en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret was, begin hy hom uit te roep en te sê, Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien
en Jesus op die pad gevolg. Nou op die oog af lyk hierdie verhaal van Bartimeus na nog een van Jesus se baie wonderwerke verhale, maar baie geleerdes glo dat dit in die deel van 'n literêre eenheid van Markus is, bedoel om mense se geloof te laat groei. Nou hierdie eenheid strek van Markus 8 af en dit word geken as die disippelskap seksie van Markus. So hierdie verhaal is soveel meer as 'n ewekansige wonderwerk storie. Terwyl Jesus en sy disippels op pad is, op reis na Jerusalem toe van Betsaida af, op die oewer van die Jordaan. En dis die laaste keer wat Jesus Jerusalem toe sou gaan en na die tempel toe sou gaan. Dis die laaste keer wat hy sy Paasfees vier saam met sy disippels. Alhoewel niemand dit op hierdie stadium geweet het nie. En op hulle weg stop hulle en Jesus doen wat Jesus doen. Hy fokus op iemand se behoefte wat net hy kan aanspreek. Maar vandag, met al ons kennis en insig, 2000 jaar se terugskoue, sien ons in die lewe van een man, die lewe van die mensdom. Want kyk net na die woorde wat vir Bartimeus beskryf. Hy was blind, hy was gebroke en hy was uitgeworpe. Hy was 'n bedelaar en 'n swakkeling. Nou, volgens die geleerders kon hy eens op 'n tyd sien. Die Griekse woord wat gebruik word vir sy kondisie beskryf skaduwees, wat beteken dat sy sig stadig maar seker verswak het. Tipies soos iemand wat katarakke het, wat sonder intervensie uiteindelik tot heeltemale blindheid sal word. Nou teen die tyd wat Bartimeus vir Jesus ontmoet, is hy heeltemal blind. Hy het totaal en al sy vermoë verloor om die wêreld rondom hom te sien. Hy leef in 'n wêreld waar skaduwees sy beste scenario is en totale donkerte sy ergste. Vir die mensdom het sonde presies dieselfde kom doen. Stelselmatig, bietjie vir bietjie, word ons verblind. Kom ons kyk na Adam en Eva. Hulle het God so duidelik gesien. Hulle het sy glorie en sy waarheid en sy heiligheid beleef. Maar vandag is die mensdom se oë blind en hulle harte donker. Ons kan nie meer na onsself omsien nie. Ons kan nie meer roem op die krag en die posisie wat ons in God het nie. En wat hy vir ons gegee het deur die skepping nie. Soos Bartimeus roep hulle wat weet waar hulle hulp vandaan kom na Jesus. En ons versoek is presies dieselfde. Rabboni, gee dat ons kan sien. Laat my toe om weer te besit wat ek eens besit het. Gee vir my terug dit wat ek verloor het. Laat my die volheid van die lewe geniet, soos wat ek het eens geniet het. Laat my die wonder van u skepping beleef, soos wat ek het eens beleef het. Laat my toe om weer in die tempel te gaan en saam met my vriende en my familie te wees, soos wat ek eens was. Want op 'n manier vra Bartimeus vir dit wat ons almal verloor het. Ons het blind geword. Ons geniet nie meer die lewe wat God vir ons ontwerp het eens in die tuin van Eden nie. Ons geniet nie meer 'n lewe vry van sonde waarvoor Jesus gesterf het nie. Ons het ons vermoë om God openlik en met vrymoedigheid te aanbid verloor en ons het vrede met mekaar prysgegee vir die bevrediging van ons eie behoeftes, terwyl ons eintlik nie vrede met onsself het nie. Ons is net so blind en net so gebroke en net so uitgeworpe soos Bartimeus. Ons is swakkelinge en ons is bedelaars. Ons probeer ons eie klein koninkrykies bou in 'n samelewing wat oprig wat regverdig is.
Ons probeer 'n wêreld skep waar vertroue en skoonheid en eerlikheid seëvier. Maar die waarheid is, ons het geen idee hoe om dit te doen in ons eie krag nie. Ons het die wil, maar ons het nie die bevoegdheid nie. Ons is magteloos. Wanneer dit kom by die herskepping van ons harte en ons lewens, is ons tot niks in staat nie. Maak nie saak hoeveel geld ons na die probleem toe gooi nie. Al wat ons bereik, is om pleisters te plak, want ons is geblind en gebroke, bedelaars en swakkelinge. Nou deur die genade eindig die storie nie vir Bartimeus nie, en nie vir ons nie. Want soos hy verlang ons na verandering, ons verlang na vernuwing, en ons hoor dat hy wat Jesus Christus van Nasaret is op pad. En soos Bartimeus, glo ons, dat Jesus die liefde en die genade en die krag het, om genesing te bring, en heelheid te gee, en ons lot te verander. Niemand het nodig gehad om vir Bartimeus te oortuig dat hy hulp nodig het nie. Hy het dit geweet. Elke oomblik van elke dag. Hy was desperaat om weer die lig te sien, om nie meer 'n ontvanger te wees nie, maar om 'n gewer te wees. So bereid dat hy enige iets sou doen. Die skare was nie so bereid om dit te aanvaar nie. Hulle wou gehad dat hy moet sy lot aanvaar. Dat Jesus by hom moet verbygaan. Dat hy in sy beperking moet leef en sy hoop en sy drome moet laat vaar. Hulle het dit nie besef nie. Maar wat hulle eintlik vir hom gesê het, is dat hulle nie wil hê hy moet weer sien nie. Dat hy moet blind en gebroke bly. Hulle het ook nie vir Jesus verstaan nie. Hulle het nie sy hart verstaan nie, en hulle het nie sy liefde verstaan nie, en hulle het nie sy bereidheid om te help verstaan nie. Want sien, hulle het nie Jesus gesien, soos Bartimeus hom gesien het nie. Hulle het hom nie aanskou, soos wat Bartimeus hom aanskou het nie. Bartimeus het nie sig nodig gehad, om hom te sien as 'n meester nie. Hy het nie sig nodig gehad, om te weet, dat hy die verlosser is nie. Die skare het verwag dat Jesus Bartimeus sal behandel, soos wat hulle hom behandel het. Maar dit het nie gebeur nie. Jesus het gestop, en gedoen wat Jesus doen, en Bartimeus het hard uitgeroep, vir Jesus se barmhartigheid. Hy het nie omgegee wie hom hoor nie. En hy het nie omgegee wie hom probeer stop nie. Hy het 'n kans gehad op verandering en vernuwing, en niks sou in sy pad staan nie, want hy kon dalk nie sien nie, maar hy kon hoor en hy kon praat. Hy het geweet dat hy hulp nodig het, en as Jesus hom kan help, sou niks hom kon stilmaak nie. En so wys 'n blinde, gebroke bedelaar en swakkeling vir ons hoe om genesing vir ons sonde te kry. Vir ons tekortkominge, vir ons uitdagings, vir ons beskadigde emosies. Hy wys ons hoe ons genees kan word, wanneer ons blind is, en dit vir ons onmoontlik is om te verander. Hy wys vir ons dat ons iets van God af nodig het, en ons mag nie toelaat dat enige iets of iemand ons stop en ons stil maak nie. Wat ook al ons nodig het, om 'n koneksie met Jesus te maak, dit moet ons doen. Want wat gebeur, omdat Bartimeus so vasberade is, om gehoor te word, en nie bereid is om stil te bly, of weg te gaan nie? Jesus neem kennis. Jesus stop, en Jesus doen wat Jesus doen. Hy reik uit, hy ontmoet hom waar hy is, en hy genees hom, en hy verander sy lewe. Iets wat ons nodig het om altyd te onthou.
Jesus is altyd gereed om kennis te neem. Hy reik uit na ons toe en hy is altyd bereid om ons te ontmoet waar ons ook al is en om ons te genees en om ons lewens te verander. As ons desperaat genoeg is, as ons weet waar ons hulp vandaan kom, as ons geestelik kyk na Jesus en as ons nie toelaat dat enige iets ons stop of ons stil maak nie. Mens sou kon sê dat Bartimeus die gesig van radikale disippelskap is. Want wat gebeur toe hy na Jesus uitroep? En toe Jesus vir hom sê, kom. Hy gooi sy oorkleed af. Die oorkleed wat hy al vir jare gebruik as 'n simbool van lewe. Wat hy al jare gebruik om te oorleef. Die oorkleed wat vir hom gemak gebring het, terwyl hy op die grond gesit het en waarop mense muntstukke vir hom gegooi het. Die oorkleed wat die teken was dat hy 'n las geword het, dat hy 'n ontvanger geword het, eerder as iemand wat 'n bydrae kon lewer. Daardie oorkleed gooi hy af, want hy glo, hy is gereed vir die wonderwerk en vir die verandering. Hy wil nie meer blind wees nie. Hy wil nie meer gebroke wees nie. Hy wil nie meer 'n ontvanger wees nie. Hy wil die krag van Jesus in sy lewe hê en 'n volgeling en 'n gewer word. Hy wil die waarde tot sy eie lewe terugvoeg en hy wil waarde tot ander mense se lewens kan toevoeg. En hierdie blinde geloof is die sleutel wat die deur tot God se seën en salwing en wonderwerkende krag in ons lewens kan oopsluit. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered, en dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Sy geloof word vergoed. Dit was miskien nie 'n Abraham se geloof of 'n Moses se geloof of selfs 'n Dawid se geloof nie, maar Jesus leer ons dat ons geloof so klein soos 'n mosterdsaad nodig het om berge te skuif, om wonderwerke te sien, om verandering en vernuwing te beleef. Maar ons moet glo. Ons moet vasberade weet dat God net die beste vir ons wil hê. Dat God ons liefhet en ons gawes en geskenke en genade gee. Dat God begeer dat ons oorvloedige lewens lei. Soos Bartimeus moet ons uitverkoop wees aan die Jesus van Nasaret, die seun van Dawid, Rabboni, meester, koning van Israel, die Messias, die seun van God. Dis radikaal. As die Fariseërs Bartimeus gehoor het, dan sou hy hulle die tempel verban het nog voordat hy genees kon word. En hulle sou hom nooit weer toegelaat het nie. As die Romeine hom gehoor het hulle hom geoordeel en hom gekruisig, want daar was net een koning en dit was die keiser. Maar Bartimeus was uitverkoop. En hy was bereid om uitbandig en hard uit te roep, sodat die hemele hom kan hoor as dit nodig is, want hy was miskien blind, maar hy het beter en duideliker gesien as wat die meeste mense gehoor en gesien het vir al die jare wat Jesus voor hulle wonderwerke gedoen het, voor hulle geleer het en wat hulle in sy teenwoordigheid kon wees. Hy was nie bang om te roep na die Jesus nie, en om koning en seun van Dawid en Rabboni te noem nie. Hy was uitverkoop voor sy genesing en hy was uitverkoop daarna. Gemeente en Jesus, dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak wat jy gedoen het of waar jy jou bevind nie, hoe blind of hoe gebroke of hoe arm of hoe nutteloos of hoe swak jy is nie. Of jy op die stofpad in Jerusalem sit of met 'n glimlag in jou eie koninkrykie
is nie. God is lief vir jou. En hy reik uit na jou toe en hy stel belang in elke gedeeltheid van jou lewe. Ons gebroke wees, laat hom nie sy rug op ons draai nie. Dit laat hom nie ons ignoreer nie. Maar ons moet nie stilgemaak kan word nie. Ons moet Jesus toelaat om te doen wat Jesus doen. En ons moet glo. Ons het nie die geloof van Abraham of Moses of selfs Dawid nodig nie. Ons moet net totaal uitverkoop wees. 'n Uitverkoopte geloof so groot soos 'n mosterdsaad, sodat ons kan uitbundig uitroep en niemand ons kan stilmaak nie. Selfs al kan ons hom nie sien nie. Want blinde geloof beteken dat ons Jesus kan sien in ons gees as die verlosser wat hy is. Nou miskien het Bill Owen die Appalachian route klaar gemaak met hipotermie en gekraakte ribbes en nerf af hande en knieë. Deur 'n wonderwerk of deur genade. Maar ek en jy, op ons roete van die lewe, ons gaan dit net maak met blinde geloof. Want ons lief en nie deur dit wat ons sien nie. Amen. Ons Here God, baie, baie dankie vir u woord. Dankie Here dat ons vandag mag weet toe u deur Jerusalem gestap het en met die disippels op pad om Paasfees te gaan vier vir die laaste keer. Here, het u nie gehuiwer om te doen wat u doen nie. U het nie gehuiwer om behoeftes raak te sien nie. U het nie gehuiwer om iemand wat uitbundig na u uitroep voor te luister nie. Here, vanoggend sit ons almal en ons harte roep uit. Ons harte roep uit na Rabboni, na die Meester, na die Seun van Dawid, na Jesus van Nasaret. Here, want baie keer in ons wêreld kan ons U nie sien nie. Ons weet nie. En hierdie moeilike en uitdagende omstandighede wat ons elke dag beleef, ons sien U nie, Here. Gee vir ons daai intieme, absolute oortuigde geloof dat U hier is, dat U betrokke is in elke detail van my lewe, dat U lief is vir my en dat U my dra, dat U my verlosser is, dat U my voorsiener is en dat U my nooit alleen los nie. Dankie Here vir die beloftes in die woord. Dankie vir die gemoedsrus. Dankie Here dat ons onbeskryflike vrede mag ervaar in die wonderlike wete dat U is wie U sê U is. Word verheerlik, Here, deur elke gebed in ons harte, deur U lofprysing. Word verheerlik en neem dit aan soos 'n aangename geur, Here, want ons is lief vir U. Dankie vir wie U is. In Christus wil alleen. Amen.